of scenario's op bladsy 9. So ek gaan baie vinnig hierdeur gaan want ek wil eintlik aangaan met my les. So by die eerste een en ek het gesê jy moet dit klein links doen, né? Klein en links was die opdrag want ek wil nog ander goed doen. Hierdie een klein links bo en hierdie een links hier. Okay. Anyway, daar moet net naby nog 'n plekkie wees want ek wil later nog goed daarby skryf. Die eerste een hierso is gravitasiekrag na die middelpunt van die aarde, normaalkrag loodreg op die oppervlakte. Toegepaste krag regs en statiese wrywingskrag links in die teenoorgestelde rigting van moontlike beweging parallel met die oppervlakte. Okay, hierso het ons gravitasiekrag af na die middelpunt van die aarde, statiese wrywing in die teenoorgestelde rigting van moontlike beweging en parallel met die oppervlakte en normaalkrag loodreg met die oppervlakte. Chap? Okay. Reg. Hierdie ene gravitasiekrag af na die middelpunt van die aarde, normaalkrag loodreg met die oppervlakte, toegepaste krag regs en hy sê hy beweeg in 'n konstante snelheid, so kinetiese wrywingskrag in die teenoorgestelde rigting van 'n moontlike beweging parallel met die oppervlakte. Ja? Ja. Moet daai pyltjies nie. Moet dit nie soos anders wees nie, want juffrou het gesê dit moet altyd wegwys. Soos daar by daai eerste. Hy wys weg, hy wys weg. Hy wys weg, hy wys weg. Hierso verduidelik ek net vir jou die scenario waar daar alles is. Ja. Ons gaan nou, maar baie dankie, ja. Ja. So, ek sê juffrou nou die twee kragte soos geruil sodat die pyltjies kan weg. Yes. Oor ek tog jy moet hulle net aan die kant toe skryf. O nee. Ek het dit gedoen. Doe maar wat, maak hom net reg. Okay. Volgende ene is gravitasiekrag af na die middelpunt van die aarde, kinetiese wrywing parallel met die oppervlakte in die teenoorgestelde rigting van beweging, normaalkrag parallel met die oppervlakte en toegepaste krag links af met die skynste. Yes? Laura, fokus jy? Goed, dan die laaste een, gravitasiekrag af na die middelpunt van die aarde, normaalkrag loodreg met die oppervlakte, toegepaste krag regs en kinetiese wrywing in die teenoorgestelde rigting van beweging parallel met die oppervlakte. Laaste ene, gravitasiekrag af na die middelpunt van die aarde, toegepaste krag regs op, normaalkrag loodreg met die oppervlakte en kinetiese wrywing in die teenoorgestelde rigting van beweging parallel met die oppervlakte. Ja? Jy moet my baie irriterende stem in jou kop hoor as jy die goeders doen. Jy moet alles vir jouself die gravitasiekrag af na die middelpunt van die aarde. Elke keer moet jy dit sê. Okay, anders gaan ek dit aanhou sê want totdat jy super geïrriteerd is. Ja? Want hierso. Waar? Want hy versnel, wat beteken hy beweeg? Okay. Goed, dan ek is nog nie klaar nie. Jy het jou highlighters uit en hopelik 'n potlood ook nog uit. As jy nie hierdie opgebreek het in sy loodregte komponente nie, is dit nou wat jy moet doen. Okay, so hoekom wil ons dit doen? Want ons het hierdie twee kragte wat loodreg is met mekaar. Hoekom? Want hierdie een is parallel met die oppervlakte, hierdie een is loodreg met die oppervlakte, so hulle is loodreg met mekaar. Hierdie ene is teen 'n weerdoekie. Ons hou nie van weerdoekies nie. Ons wil hom gaan opsplit in sy loodregte komponente. Hoe doen jy dit nou weer? Jy sit jou liniaal daarop. Jy vat jou liniaal af tot daar en jy maak daar stippellyne, so tju. Dan sit jy liniaal so daarop dat jy liniaal loodreg is met die oppervlakte en dan of in lyn met jou normaalkrag en dan vat jy hom af so. Wat is gegil julle twee? Is dit snaaks dat ons ook wil hoor? Goed, so jy het FG loodreg en FG parallel. Ek het net nie meer plek nie, maar daar moet eintlik staan FG loodreg en FG parallel. Maar ek oefen nou net 'n konsep. Is jou pyle daar af en links, want dit moet daar wees. En dan haal jy jou highlighter uit en jy highlight die kragte wat in dieselfde vlak is. Hierdie twee is in die horisontale vlak en hierdie twee is in die vertikale vlak. Okay. Goed. Dan moet ek nog hier 10, 9, 8, 7, 6, 5.
Ethan, kan jy sien? Ja. Okay. Goed, volgende ene. Hierdie hierdie kragte is almal loterig met mekaar, so shap. Hierdie ene is nie, hou nie van hom daar nie. Wat doen ek? Ek set my liniaal op my skynsvlak. Ek vat hom af daar totdat hy by daai pyltjie raak en ek trek vir my stippellyne. Okay, dan sit ek my liniaal dat hy op my normaalkrag is en ek vat hom reguit af so op. En dan gaan pyltjie af daar en 'n pyltjie links daar. Hierdie is FG loterig, hierdie is FG parallel. Ja? So hierdie kragte is almal in dieselfde vlak en hierdie kragte is almal in dieselfde vlak. Wat beteken dit dieselfde vlak? Beteken hulle kan by mekaar opgetel en afgetrek word. Hoekom highlight ek nie hierdie ouetjie nie? Want ek het hom reeds gehighlight deur hierdie twee te doen. Want hierdie ene plus hierdie ene se resultant is hierdie ene. Okay, so jy moet of daai highlight of hierdie twee highlight, maar watter kleur gaan jy hierdie ene highlight? Oranje, want hy is af en links. So by wie gaan jy hom plus? Ja. Juffrou, by die tweede een, is dit dan ook kinetiese wrywing, omdat Ja. hy in 'n konstante snelheid. Yes, want hy beweeg kinetiese wrywing. Ek kan nou nog iets vir julle hierso gevra. Hoekom is hierdie stippellyne en nie 'n soliede lyn nie? Want dit is komponente. As hulle soliede lyne is, dan het ek hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 kragte en ek het nie 6 kragte nie. Ek het net 1, 2, 3, 4 kragte. En hierdie een het ek opgebreek in sy komponente. Baie belangrik. Nie soliede lyne nie. Hierdie vraag, as ek vir jou vra teken hierdie, sal hy 4 punte tel. As jy hierdie soliede lyne teken, dan het jy -2, want jy het 2 te veel vektore geteken as wat daar moet wees. Ja. Gravitasiekrag. Daai, sê net maar dit was net daar, jy het hier sit jy. Chill. Daar sit jy. Okay. Goed. Wat voel jy doen gravitasie met jou? Hy 'n gedeelte van hom hou jou op die vloer dat jy nie daar op sweef nie. En hy hou op die vloer en 'n gedeelte van hom laat jy wil afgly. Okay, nog vrae? Goed, laaste ene hierso. Doen julle so lank self want ek wil omkom en kyk of julle dit reg gedoen het. Want party van julle dink julle doen dit reg, maar julle doen dit nie reg. Maar dan gaan jy laat ek om dat ek net kan check. Stel jy dit so as ek jy sê ek baie stil by jy. Nee. Wat
Baie mooi. Julle het dit regtig goed gedoen. Ek dink dit is die eerste jaar wat die hele klas dit reg het. Okay, so julle ja, so ek sien uit na julle punte in 'n toets of in 'n eksamen. Okay, goed. Nou, iets wat ek wil sê wat ek vergeet het om nou reg te sê is sê nou maar ek wil net gou mooi dink. Sê nou maar ons het hier nou op 'n skynste, net so. Daar's 'n blokkie en kom ek sê iemand stoot hom op. Okay? Dan kan jy hom nou teken soos wat ons hom geteken het of. En die rede hoekom ek hierdie sê is party handboeke of ekstra klasse of video's of wat ook al jy nog doen, verduidelik dit 'n klein bietjie anders. Okay? So jy kan hom ook daar's nou FG. Dan daarso is toegepaste krag sê nou maar en hier is nou wrywing en daar is normaal krag. Dan het ek mos nou gesê jy moet hierdie gaan opsplit in sy komponente en ek split hom op daarso. Die rede hoekom ek hom daarop split is dan is dit vir my makliker om al die komponente te sien en hulle is nie almal so crowded nie. Maar jy mag of jy kan dit opsplit dat jy daar FG parallel het en dan hierso FG loodreg. Okay, so daai FG parallel wat ek altyd daar teken, kan jy hom daar ook teken. Okay. Onder julle parallelogram metode, so dis daai en is dieselfde as daai ene. Ja? So jy kan hom daarbo ook gaan teken. So as jy, soos ek sê, ekstra klas herrens anders doen of in 'n handboek sien, hulle teken hom daarbo 100%. Wat fout? Nee, jy vra sê dis hoekom FG se resultaat is. Ek kan dit nou sien met die O, ja. Alright, so maak glad jy saak, jy kan enige een van die twee doen, hoor? Ek het nou net dit op een manier. Alright. Goed, nou is ons by 'n laaste definisie of konsep voordat ons nou begin met al Newton se 4 wette. Die laaste ding wat ons daar het is gewig. O ja, my formulier, my notas is nou nie so mooi updated soos joune nie. Ek dink joune is klaar mooi ingeset, het ek hierbo ingeset F, G en W, né? Ja. Okay, so wat is gewig? Gewig se simbool is of die gravitasiekrag of jy kan net 'n klein letter W, nie 'n hoofletter W nie. Hoofletter W beteken arbeid. Dus kom nog daarby. Klein letter W. Wat is gewig? Gewig is die gravitasie-aantrekkingskrag wat 'n voorwerp ervaar na die middelpunt van die aarde. En ek dink ek het hom al hierdie jaar 50 keer gesê in die klas. Gravitasiekrag na die middelpunt van die aarde om hom uit te gaan werk is of W of Fg is massa maal G. En daai G is 'n konstante op aarde 9,8 meter per sekonde. Mens noem dit gravitasieversnelling en hy gaan op jou datavel wees. Praat van datavel. Ek gaan hopelik môre vir julle datavelle uitdeel. Okay, wat jy altyd by jou gaan hou en jy kan daarna terug verwys. Alright, op die maan is hierdie G iets anders, né? Nee? Op die maan is die gravitasie-aantrekkingskrag nie so groot nie. Hoekom nie? Want die maan is kleiner. So hy's kleiner in massa en kleiner in 'n radius, so sy gravitasiekrag is omtrent 'n 6ste van dit wat dit op aarde is. Okay. Nou sê ek vir hierso, gewig is 'n krag wat nie 'n rol speel in 'n horisontale beweging nie. So gravitasiekrag is ons maar altyd dieselfde of jy sit of staan of vinnig loop of stadig loop, is altyd dieselfde, maar dit moet wel in berekening geneem word as ons in die vertikale beweging is. Maar ons kom nog daarby. We'll get to that. Okay. Newton se eerste wet van beweging. Hier gaan ons. Is julle reg? Bing 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 bing. Hierdie hoofstuksnaam is Newton se wette, so ek neem aan jy het geweet dis belangrik. Okay. Die wet van traagheid, soos party mense nou maar is. Okay, dit sê.
'n liggaam sal in sy toestand van rus of beweging teen 'n konstante snelheid volhard. Ander woord volhard is aanhou. Volhard tensy 'n nie nul resulterende krag of 'n netto krag daarop inwerk. Wat sê jy? Nee? Okay, maar ja, ek gaan nou verduidelik en dan gaan dit vir jou baie sin maak. Okay, heel eerste. Jy is in die kar. Jy ry skool toe. Okay? Jy het nie 'n veiligheidsgordel aan nie, want jy is 'n karnalie. Jy is laat want jy is 'n karnalie. Okay? En jou ouers ry in die voertuig of in die kar en hulle moet ewe skielik stop. Wat doen jy lyf? Hoekom? Want jy sê dit wel Annie, maar hoekom wil jou liggaam dit doen? Want jou liggaam het momentum van die kar. Die kar is besig om te beweeg teen 'n snelheid. Ons moet as eerste weet, wil jou liggaam volhard aanhou in daardie beweging. Dus as die kar stop, maar jou liggaam wil aanhou beweeg. Hoekom moet jy veiligheidsgordel dra om jou te keer om aanhou te beweeg? Okay? Sê nou maar nou het ek nie, as ek nie my lab nie. Okay, so gaan jy imagine. Okay, en imagine, ek het 'n glasbekertjie en ek het, hy is vol water en ek het 'n papiertjie boorop, 'n harde karton papiertjie en boop die papiertjie het ek 'n 5 rand. Okay, het jy almal glasbeker, papiertjie boor die opening van die glasbeker en daar is 5 rand. Wat sal gebeur met die 5 rand as ek 'n papiertjie vinnig uittrek? As ek papiertjie vinnig uittrek, gaan die 5 rand inval. Hoekom? Want die voorwerp wil volhard in sy toestand van rus. Sy wil daar bly. En sy in nie nou resulterende krag daarop inhou. As ek 'n papiertjie stadig trek, dan oefen ek actually 'n langtermyn krag op die 5 rand en dan gaan die 5 rand saam met die papiertjie. So net, hè? Wat gebeur dit in julle alledaagse lewe? Julle almal moet afkom, gaan nie sê dit nie wat jy moet. En dan sê iedere dag. As jy nie doen nie, meer water. Okay, nou sit jy in die toilet. Soos by die skool, of nie soos by die skool nie, is die toiletrol nie in die houertjie nie. En jy wat 'n karnalie was, het nie die toiletrol omgeruil in sy houertjie en jy sit nou net om so. Okay? Ja, die almal was al nou situasie gelees. En ewe skielik laat val jy die toiletrol. Wat gebeur? Hy val en nou val en weer nie optrek meer, want is 'n groter moeilikheid. Hoekom het jy as 'n karnalie val, verander jy die rol terug in. Sien jy dit? Okay, goed. So, dit is Newton se eerste wet. 'n Toestand, 'n voorbeeld van sy toestand van beweging teen 'n konstante snelheid volhard en sy 'n nie nul resulterende krag daarop inwerk. Okay, kom op by daardie voorbeeld. Wat gebeur nou? Jy was nou soet gewees. Jy het die rolletjie ingesit in sy plekkie. En jy wil 'n stukkie papier hê en jy gaan hom vinnig ruk. Die toiletrol was in sy toestand van rus en ek het vinnig geruk en die papiertjie afgekom want hy wil bly in sy toestand van rus. Julle met my? Okay. Terug by die kar scenario. So, sê nou maar jy sit in 'n kaskar. Weet jy wat 'n kaskar is? Ja, en almal weet wat 'n kaskar. Jy sit in 'n kaskar. Jy is bietjie swaar. Want jy het lank terug geoefen. Ek kan net goed sê. Okay, so jy sit in die kaskar, jou vriend, vriendin, suster, broer, neef, niggie, oom, wie ook al, wil jy nou stoot in die kaskar. Kan hulle net so gaan piek en dan gaan jy. Nee, hulle moet actually 'n bietjie krag insit. Hoekom? Want jou liggaam is in rus en hy wil in rus bly. Okay, so die definisie sê sy nog daarop. 'n Liggaam sal in sy toestand van rus, nou die ander sê, rus volhard tensy 'n nie nul resulterende krag daarop inwerk. So hulle sê tensy jy 'n krag op hom inwerk wat hom vorentoe sal laat gaan. Nie nul, hulle alweer sê as die resulterende krag netto krag 0 is, dan hy nergens gaan nie. Okay, tensy 'n nie nul netto krag. Okay. Of terug jy sit in die kar en jy ry. 'n voorwerp van sy toestand van beweging teen 'n konstante snelheid volhard. Nou trap jy maar briek. En jy, dit sê 'n nie nul resulterende krag.
Julle is met my. Okay. So Newton se eerste wet het twee soorte bewegings. Hier's of in rus of by konstante snelheid. Daai twee. Okay, en enige voorwerp sal in daai beweging wil bly, volhard, tensy jy 'n netto krag op hom laat inwerk, wat groter is as 0. Saam met my? So Kaline se definisie nou 'n bietjie meer sin? Ja. So as jy nou in 'n kar ry en jou maat trap bloed, is daai 'n nie 0 as jy weer in 'n krag. Ja, Maar jy verstop nie. op die kar, nie op jou nie. Dit maak dat die kar stadiger beweeg, maar jy wil nog vorentoe gaan. Wat is die nie 0 resulterende krag op jou? Jou veiligheidsgordel oefen 'n krag op jou uit. En dit maak dat jy stop. Okay, ek gaan lees verder en dan verduidelik. Ek weet hier staan 'n formule. Ek gaan later na hom toe kom. Sê, 'n voorwerp is in ewewig. Ons het ewewig gedoen. 'n voorwerp is in ewewig indien dit in rus is of teen 'n konstante snelheid beweeg. So ewewig, 'n voorwerp is in ewewig as dit in rus is of teen 'n konstante snelheid beweeg, en ek dink iemand het 'n vraag oor, ek gaan nou kom. En die resulterende krag daarop is 0. Okay, so ons het al gedoen. Ewewig is gelyk aan die netto krag of die resulterende krag is 0. Op daai noot, van nou af sal julle hoor, ek praat meer van die netto krag. Ek het nog nie begin met vrae vandag nie. Tiaan, jy doen rekeningkunde? Wat beteken netto? Wat is die verskil tussen bruto en netto? Okay, een moet harder praat en wat bedoel jy as jy sê dit? Wat is dit? As die pryse van die besigheid is vir die smaak, dan is die totale van die pryse vir ons Bruto. Okay. Enigiemand verstaan wat hy sê? Ja, Kryten. Ja, so bruto is nog voordat jy geplus en geminus het. Bruto is aan die heel begin. Netto is, nou het jy hierin geplus, daar met die minus, hierin geplus, hierin geminus, hierin geplus, hierin geminus, wat het jy oor aan die heel einde? Okay? So netto krag is as jy al die kragte klaar geplus en geminus het. Waarmee sit jy oor? Okay. Goed, nou netto krag is dieselfde as resultante krag. Resultante krag of resultante vektor. Dit beteken presies dieselfde ding. Okay, so maar in hierdie hoofstuk begin ons nou te praat van netto krag. Dis net die bewoording wat ons gebruik met Newton. Okay, so vektor was 'n resultante vektor of resultante krag. Hier gebruik ons nou netto krag. Okay, gaan weer ons sin lees. Dit sê, 'n voorwerp is in ewewig indien dit in rus is of teen 'n konstante snelheid beweeg. Nou ek dink die rus deel maak vir jou sin. As 'n voorwerp in 'n rus is, stil staan nie beweeg nie, dan gaan dit nie beweeg nie met al die kragte wat daarop inwerk, kanselleer mekaar uit. Okay? Maar hoe beweeg 'n ding teen 'n konstante snelheid, maar sy netto krag is 0? Okay? Kom ons kyk gou vinnig. Ek gaan dit op twee maniere doen. Okay, hier het ek nou hierdie trolley. En ek wil hê, okay, die trolley is nou 'n bietjie oud, maar as hy teen 'n konstante, ek gaan nog so stoot, né? Is daar 'n konstante spoed? Nee, hoekom is daar 'n konstante spoed nie? Want daar is wrywing wat maak dat hy gestop het. So hy het negatiewe versnelling, hy het vertraging. So is die netto krag op hom 0 gewees toe hy beweeg het. Nee, die netto krag was nie 0, die netto krag was negatief. Want dit alles stadiger. So hoe kan ek die netto krag op hom 0 hê en hy beweeg? Is as ek hom aanhou stoot met 'n konstante krag, ek hou hom aanstoot met 'n konstante krag, want dit werk teen wrywing, dan beweeg hy teen konstante spoed, maar ek oefen 'n krag op hom uit en daar is wrywing. As ek vinniger stoot, as wat daar wrywing is, dan gaan hy ons al hoe vinniger beweeg. Sê jy met? So as ek hom vinniger stoot as die wrywing, met 'n groter krag stoot as die wrywing, is die krag vorentoe groter as die wrywing. Sê nou maar, hierdie is 20 en hierdie is 5. Wat is die netto krag? 15. Links. So as die netto krag nie 0.
Dan is hy nie in ewe. Maar as my krag vorentoe 10 is, en krag terug is 10, dan gaan ek steeds beweeg, want beweeg in konstante spoed, so netto krag is 0, maar beweeg is steeds. Mag jy sê wat ek sê? Ok. Wat is my trolley? O, dankie. Ok, so, ek gaan weer vir jou sê, hierso, jy kan beweging teen 'n konstante snelheid hê en nog steeds sê dat jou netto krag 0 is. Ok. Beteken nog steeds die kragte kanselleer mekaar uit, maar die voorwerp staan nie stil nie. Hy gaan net nie vinniger of stadiger nie. Is julle met my? Ok. As jy nie met my is nie, dan moet jy nou gaan leer met 'n papegaai. Ag, soos 'n papegaai, nie met 'n papegaai nie. Jy kan met, maar ek dink dit gaan werk nie. Ok. Verder lees dit sê, netto 1 is wanneer, so netto is die eerste wet, is wanneer die netto krag 0 is. Dit beteken dat die som van al die kragte gelyk is aan 0. Netto beteken som van. So ons het dit as 'n voorwerp in rus is die netto krag 0. Hierdie bullet point moet eintlik onder wees. En as 'n voorwerp teen 'n konstante snelheid beweeg, is die netto krag 0. OK. En dit word ook genoem die wet of die behoud van traagheid. Traagheid. OK, nou dit is bietjie lelik om te sê iemand is bietjie traag. Wat sê jy as iemand traag as jy sê hulle brein vat bietjie lank om aan die gang te kom? OK? Hulle brein is in rus en wil in rus volhard. Tensy jy 'n ekstra nudge gee. OK, kom ons lees dit sê. Die weerstand van 'n voorwerp teen enige verandering in sy toestand van beweging. So wat is traagheid? Is 'n voorwerp bied weerstand om sy beweging te verander. OK, so as 'n voorwerp beweeg, dan wil hy nie hê jy moet hom stop nie. En as 'n voorwerp stil staan, wil nie hê jy moet hom laat beweeg nie. OK? Dus kom ons sê jy het wie is 'n groot rugby speler tans? Soos fisies groot. OK. Wie? Ek en jy is in 'n rugby match. OK? Ek en jy is in span. Die klas speel teen ons. OK? Wie wil julle liewer tackle? Vir my of vir wie jy? Dis nie hoekom. Hoekom? So omdat ek kleiner is as wie jy, gaan dit makliker wees om my te laat stop. OK? So toe julle nou daai besluit moes geneem het, waarna het julle gekyk? Julle het gekyk na massa, na grootte. Okay? So traagheid, die konsep van traagheid het te doen met massa. Hoe groter 'n voorwerp is, hoe moeiliker is dit om dit aan die gang te kry om te laat beweeg. En hoe moeiliker is dit om dit te stop as dit alreeds beweeg. Né? Julle is met my. Okay, so traagheid is gelink met die massa van 'n voorwerp. So ek sê hier vir jou, traagheid is eienskap van materie wat voorwerpe wat in rus wil hou. En voorwerpe wat reeds beweeg, in beweging hou. Okay, so dis wat ek sê, as 'n voorwerp klaar beweeg, wil hy aanhou beweeg. En as 'n voorwerp stil staan, wil hy aanhou stil staan. Die voorwerp se massa bepaal sy traagheid. Hoe groter die massas is, hoe groter is die traaghede. Wat dit moeiliker maak om te beweeg en te stop. En dan het ek nou met julle gepraat oor veiligheidsgordel en muntstuk oor water en toiletrol. Okay. Elke tweede ene gekies. Maar daar's 1000 miljoen voorbeelde van goed wat beweeg en goed wat stop. OK, nou, voordat jy aangaan. 2 minute vir jou om gou te memoriseer Newton se eerste wet, want van nou af tot die einde van hierdie hoofstuk gaan ek elke periode, elke tweede vraag, een van die wette vir die volgende persoon vra. OK. Goed, want hoe baie het ek gesê skryf jy oor hierdie hoofstuk? 7 eksamens. Skryf jy oor hierdie hoofstuk. So leer, 2 minute, go. Breek hom af soos wat jy Bybelversie sal highlight. Highlight, breek. Vra vir Kylien, sy het dit neergeskryf.
Nou wil ek vir jou sê, jy kan kies. Jy kan of sê 'n nie nul resulterende krag of jy kan sê 'n nie nul netto krag. Sure, dat ek nog net een vraag gevra vandag. Neil, take it away. Ek sal vir jou sê, 'n voorwerp sal. Sê, 'n voorwerp sal. Maar wat sien is dit nou? Is dit net jou? 'n liggaam sal, 'n voorwerp sal, potato potato. 'n liggaam sal In wat? In rus of beweging wat se beweging? teen 'n konstante snelheid volhard teen sy nie nul netto krag daarin werk. Kragtig. Mira, kom. 'n voorwerp sal. Ja, wat se beweging? 'n voorwerp sal in of wat is soort beweging? Ja. Tensy. En hier nou resultante wat? Krag daarop inwerk. Gaan Rico. 'n voorwerp sal in sy toestand van rus of beweging teen 'n konstante snelheid volhard tensy 'n nie nul resulterende krag het. Gaan. 'n voorwerp sal ek dink nou in 'n staat van rus of konstante beweging volhard tensy 'n nie resulterende of netto krag Mooi. Kyk. Kom vir jou. Goed, so, dames en here, sorry, wat ek nou wil terug na toe gaan is ons Newton se eerste wet gaan oor dinge wat in 'n rus is of dinge wat teen 'n konstante snelheid volhard. En daar het ek vir jou gesê is wanneer die netto krag 0 is, netto krag is 0 en daarom gebruik ons hierdie formule. F net is gelyk aan 0. OK? Nou eintlik is die formule wat ons gebruik in hierdie hoofstuk die meeste F net is gelyk aan M mal A. F net is gelyk aan M mal A. En omdat hy nie versnel nie, daar los die werklik, omdat die versnelling 0 is. Omdat die versnelling 0 is F net gelyk aan 0. OK, so gaan weer sê. Hierdie is eintlik die formule en ons gaan die volgende les by hom uitkom. Dis eintlik die formule. Maar omdat die versnelling 0 is, as jy hom daarin vervang, dan word hierdie hele ding mos 0. So die netto krag is gelyk aan 0. OK, goed. So kom ons kyk gou hoe lyk 'n som. Dit sê beskou die liggaam beskou die diagram. Dis 'n instruksie. Nie as jy wil kyk na die prentjie nie, sê beskou die diagram. Sjap, ek beskou hom. Dit sê vir my, die voorwerp is in rus. Nou as jy daai woord hoor, die voorwerp is in rus, die voorwerp is in ewewig, die voorwerp beweeg teen 'n konstante snelheid, dan gaan daar rooi ligte in jou kop af. Wieu. Newton se eerste wet en ek het gesê Newton se eerste wet, Bernard, go for it. Voorwerp wat in rus of in beweging teen 'n konstante snelheid 'n voorwerp sal in 'n rus of beweging teen 'n konstante snelheid. volhard tensy nie nul resulterende krag. Pragtig. OK. So wanneer jy dit lees, dadelik sê Newton se eerste wet vir jouself, dan gaan skryf jy daai formule vir jouself. Dan sê jy luister, hy is wat besig om stil te staan of konstante snelheid. Wat beteken die versnelling is 0? Wat beteken F net is gelyk aan 0? Soos daai goed moet so in jou kop gaan. Hulle sê rus, Newton se eerste wet. Eintlik is hierdie die formule, maar hy is besig om stil te staan.
So die netto krag is gelyk aan 0. OK, dan kyk ek nou die prentjie. Eindelik moet hierdie raak aan mekaar. OK, weer eens paint skills. Weet jy daar's paint? Ek het al ooit onthou. OK. Alright. Goed, so daar's 'n blokkie. Dan sien jy iemand pas 'n krag toe van 30 Newton, iemand stoot dit of wat ook al, en dan sal obviously statiese wrywing want hy's in 'n rus, hy beweeg nie. OK, en dan sal gravitasiekrag af na die middelpunt van die aarde, normaalkrag loodreg met die oppervlakte. Grove oppervlakte, wat beteken daar is wrywing. OK. Goed. Nou die volgende ding, nadat jy hierdie gedoen het, voordat jy die res van die vraag lees, gaan jy na jou diagram toe en jy teken vir jouself 'n vrye liggaamsdiagram. Gravitasiekrag af na die middelpunt van die aarde, normaalkrag op, loodreg met die oppervlakte. Toegepaste krag regs en statiese wrywing in die teenoorgestelde rigting van moontlike beweging parallel met die oppervlakte. Hoor jy al my stem in jou kop? Goed, nou dames en here, jy sal hoor, ek sê vir julle is spesiale kinders. Nie soos in spesiaal nie, julle is spesiaal, want julle is moerse bevoorreg, want julle sit in my klas, julle kry klas by Juffrou Marx. En as jy dit doen, dan is jy bo die gemiddeld. Jy is spesiaal, jy is oulik, jy doen dinge verder en meer en beter as die res van die samelewing. So vir daardie rede sit jy altyd met highlighters in jou hand. En wanneer jy hulle het nie vir jou gevra gaan teken 'n vrye liggaamsdiagram, maar jy doen dit vir jouself. En dan verder kyk jy, is al hierdie vektore loodreg met mekaar? Yes, hulle is. Verder sê vir jouself, ek gaan die vektore highlight wat in dieselfde vlak is. Okay, so hulle gaan dit nie vir jou vra nie. Jy doen dit want jy is spesiaal. Okay, goed. Nou sê hulle vir jou, nou lees ek die vraag. Ek het nou alles gedoen ekstra wat my bo die res laat uitstaan. Nou kyk ek, die voorwerp het 'n massa van 15 kg. Bereken die grootte van Fn en Fs. OK. Nou het ons al 'n formule gehad hoe om Fn uit te werk. Nog 'n formule gehad om Fn uit te. Ons het nou nêrens 'n formule gehad wat sê Fn is gelyk aan. Wat ons wel gehad het is F is die wrywingskoëffisiënt maal met Fn. Ons het dit gehad. Ja? Het hulle vir ons die wrywingskoëffisiënt hierso gegee ergens? Nee. En behalwe vir daai vraag is die ander vraag bereken Fs. So ek kan nie hom uitwerk nie want ek het nie dit nie en ek het nie dit nie. Ek kan nie die formule gebruik nie. Ander formule om Fn uit te werk? Sê nie 'n formule nie. So daarom het jy vir jouself 'n prentjie geteken. Sê reg. Fn, watter kleur het ek omgehaal het? Geel. OK. So ek gaan vir die eerste ronde gou kyk. Ek gaan my bladsy hierso in 2 verdeel. Ek gaan die eerste ronde gou kyk hierso na die geel kragte. OK, waar is die geel kragte? Daar is hulle. Beweeg hierdie blokkie op of af? Hy beweeg nie, hy staan stil. So dit is Newton se eerste wet. Newton se eerste wet sê wanneer 'n voorwerp saam met 'n toestand van rus of beweging konstant snelheid volhard en sy nie 0 is binnekrag daarop inwerk. Wat vir my sê F net is gelyk aan 0. So vir die geel kragte is F net gelyk aan 0. OK? En ek is hier in die vertikale beweging op of af en ek sien die twee vektore is in verskillende rigtings. Dit is nie dieselfde rigting nie. So ek moet 'n rigting kies as positief. OK, so kom ons kies vir nou op as positief. Dan het ek die krag op Fn minus die krag af Fg is gelyk aan 0. Ja? Fn is gelyk aan Fg. Het ek 'n formule om Fg uit te werk? Ek het. OK. So dit is M maal met G. Die massa het ons gesê is 15 kg. G is 9,8 en Louis is op dit. Hy het gevoel dit kom
die res van julle trust nie vir Louis nie. Juffrou, wat sê jy vir F en minus FE is? Want die netto krag is gelyk aan 0 want hy beweeg nie. So ons het die op minus die af, netto, die plus en die minus is gelyk aan 0. So gaan die links en die regste ook dan. In hierdie geval. Kyk, wat kry jy Louis? 147 wat? Newtons. Okay, nou hierdie was 'n baie elaborate som vir iets wat baie maklik is. In 'n toets gaan hierdie ding 1 punt tel. Want jy hoef nie al hierdie stappies te wys nie, maar ons kom nog daarby. So maak seker jy verstaan wat ek hier gesê het. Lara, sit net regop. Dit sal help. Okay, goed. Right, volgende vraag is bereken FS. Waar is FS? Daar is FS. Watter kleur het ek hom gehighlight? Ek het hom pink gehighlight. Okay, so nou gaan ek na die pink kragte kyk. Pink pers, potato. Urban, beweeg hierdie voorwerp links of regs? Hy sê rus, hy beweeg nêrens heen nie. So dis Newton se eerste wet. Newton se eerste wet sê wanneer 'n voorwerp sal in sy toestand van rus of beweging teen konstante snelheid vol hard en sy nie 0 netto krag daarop inwerk. So daar werk nie 0 netto krag op hom nie. So F net is gelyk aan 0 vir die pink kragte. Hoekom? Want hy's in rus. Nou kyk ek na my pink kragte. Een is links, een is regs. Twee verskillende rigtings. Ek moet 'n rigting kies as positief. Misha, kies vir my een. Links, okay. Maak nie saak nie. Jy kan regs kies as positief, jy kan links kies as positief. In hierdie geval, ons kom nog waar dit saak maak. Okay, so ek het Fs minus F is gelyk aan 0. Daar is gelyk aan. Want links minus regs. So Fs is gelyk aan F en F is 30 newtons. Okay, easy peasy. Goed. So hierdie is nog hopeloos te maklik. Dis hoekom ek sê jy kan nie 'n notas leer nie. Hierdie is nog net 'n introduction. Hierdie is graad 9 werk. Graad 9, welkom. Okay, volgende vraag hier. Dit sê 'n boks gly teen 'n konstante snelheid. Ping bing 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 bing. Weet jy? Wat gaan in jou kop aan? Wetenskaplik gewys, nie al die ander nonsens nie. Misha, jy het geantwoord, né? Sit rigting gekies. Ja? Konstante snelheid. Watter wet? Sê hom in woorde. 'n liggaam sal in sy toestand van rus of beweging teen 'n konstante snelheid volhard tensy nie nou resulterende krag word. Maar mooi. Het jy so gehelp? Nee, dit was 'n dogter, 'n meisie se stem. En sy het 'n bietjie meisierige stem met Ethan. Okay. Ek sê die vraag. Goed, so dit moet in jou kop aangaan. Ek het jou gesê as jy lees of hoor of wat ook al, rus, konstante snelheid sê Newton se eerste wet in woorde sê vir jouself. Dan gaan skryf jy F net is gelyk aan mA, maar hy's besig om teen 'n konstante snelheid te beweeg. So beteken sy versnelling is 0. Wat beteken F net is gelyk aan 0. Okay. Goed, het ek vir julle gister huiswerk gegee? Oor daai tekeninge. Wag net ek net gou hierso kyk. Jou huiswerk gaan wees. Wag net gou vir my oomblik. Jou huiswerk gaan wees vraag 3. Ja, net vraag 3. En obviously spoedtoets oor die eerste paar definisies tot en met vandag.